Ja, welkom by hierdie week se politieke oorsig. Ons gesels weer met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit vandag. En Prof, ons het baie interessante, baie besige week gehad met BTW wat toe nou nie verhoog is nie. Ek dink ons nie so plaaslike front, maar ook internasionaal. Maar eerstens, die RNE en daar's baie sprake dat die DA nou uitgeskop word of moet uitgeskop word. Daar's so baie nuus, maar ek gaan dit vir Prof los. Ja, dit was regtig 'n vol week met baie gebeure, binnelands en buitelands. Maar kom ons begin by die binnelandse gedeelte. En ek wil miskien net 'n belangrike punt maak wat ons luisteraars weet, maar onsekerheid is die grootste drywer van wisselvalligheid in markte. En ongelukkig gee die politiek, binnelands en buitelands, nie regtig baie sekerheid op die oomblik nie. So 'n mens moet die politiek maar met 'n knippie sout neem. Daar is geweldig baie politieke lawaai, die Engelse praat van noise. So byvoorbeeld met die besluit van die minister in die middernagtelike ure dat BTW nie verhoog gaan word nie. So hy het uiteindelik die handdoek ingegooi in die saak wat die DA met die hulp van die EFF hof toegeneem het, is daar nou skielik groter duidelikheid oor die pad vorentoe. Maar tegelyk met die groter duidelikheid is daar nou omtrent 10, 12 stemme wat na vore tree wat sê, dis eintlik ons wat die deurbraak gemaak het. Dis die politieke lawaai. Ja. Nou as 'n mens moet opsom wat die week gebeur het, met die hele geveg rondom BTW, wat eintlik 'n geveg is oor die begroting, wat eintlik 'n geveg is oor die DA wat sê, ons wil meer seggenskap hê oor staatsfinansies. Dis waaroor dit gaan. Ja. Aan die einde van die week kan ons dus 3 goed sê. Ons kan sê dat die regering van nasionale eenheid voortgaan. Ja. Sprake dat die DA uitgeskop gaan word, dit lê op 'n ander vlak. Ek sal nou daarby uitkom. Dit lê op 'n interne stryd binne in die ANC. En ek kom nou daarby. So die eerste plek is die RNE gaan voort. Die tweede plek is BTW bly soos dit is. Dit skep natuurlik op sigself tegniese probleme vir die parlement. Hoe verander hulle nou 'n besluit wat hulle reeds geneem het verlede week of die week daarvoor? Ja. Hulle wag vir die howe se uitspraak wat volgende week kom. So ons sal volgende week presies weet wat die howe uiteindelik besluit het en wat is grondwetlik en wat is nie. En dan die derde ding is die DA het deur hierdie proses baie groter seggenskap gekry in hoe die staatsfinansies bestuur gaan word. Tot nou toe die ANC dit half eksklusief gedoen en gesê, ons is in die regering van nasionale eenheid, maar staatsfinansies, die begroting, hoe dit toegeken word, hoe dit toegewys word, dis ons besigheid. Dis nie hele ander 9 politieke partye se besigheid nie. Die DA het reg gekry nou, dat hulle groter seggenskap daarin gaan kry, en dit is 'n baie positiewe ontwikkeling in die regering van nasionale eenheid. Ja. Ek kan miskien ook net noem dat op 'n ander vlak vanaand word die regering van nasionale eenheid eintlik as die nuusmaker van die jaar aangewys by die persklub se goed, wat natuurlik nie nuus is nie, want dit is omtrent al waaroor ons gepraat het. Ja. So ek het gesê gaan terugkom by iets anders. Hoekom is daar soveel druk op die DA in die RNE? En ek het gesê daai druk kom vanuit die ANC. Ja. Toe die ANC 'n nuwe leierskap kies onder Ramaphosa, het hulle vir Fikile Mbalula die sekretaris-generaal gemaak. Nou, partykeer verwys ons na Fikile spottenderwys as Frikkie. Frikkie is maar stadig op sekere goed en partykeer wonder ons hoe goed bestuur hy die party. Want die sekretaris-generaal is eintlik die dag-tot-dag bestuurder van die ANC. Ja. Die opdrag wat hy gekry het was, hy moet die sogenaamde vernuwing van die ANC moet hy dryf. Hulle sogenaamde renewal. Hy het niks daaraan gedoen nie. Wat hy gedoen het, wat niemand gesien het nie, is hy het al die politieke strukture op provinsiale vlak gaan verander. So daar vind nou oralster in elke provinsie vind daar verkiesings plaas, nuwe leierskap. In Noordwes is dit eersdaags, in die Noord-Kaap het dit verlede week plaasgevind, in die Oos-Kaap reeds, en Gauteng is volgende. En Paul Mashatile het dit nie sien kom nie, want Paul Mashatile se groot steunbasis is in Gauteng, met Lesofie en andere.
En wat is die gemeenskaplike vyand om nou sy mense bymekaar te kry? Dis die DA. Jy sal nou weet dat Lesofie wou nie gehad het die DA moet deelneem aan die regering vir provinsiale eenheid in Gauteng nie. So al hierdie druk op die DA is eintlik deel van die politieke lawaai wat uit die ANC uitkom vir 'n totaal ander rede, en dit is vir wie is baas in Gauteng. Want as Fikile en sy mense die leierskapsposisies in Gauteng oorneem, dan is Mashatile se aansprake en sy ambisie om president te word, kry 'n geweldige hou. As Mashatile se mense wen, dan is dit natuurlik 'n groot steun, 'n booster vir sy leierskap. So 'n mens moet baie keer, as jy die stemme hoor, mooi vasstel waar kom die lawaai vandaan en allokeer die lawaai na daai plek toe. Byvoorbeeld die skietery op Mashatile se kar. Besef ons nou na die tyd, dit was waarskynlik 'n ongeluk, dit was waarskynlik 'n random soort skietery, hy het deur 'n gevaarlike area gery. Niemand het na hom geskiet nie. Want as 'n ou na hom geskiet het en so swak skiet, daar's 'n groot skroef los. Dit word ook gebruik in hierdie hele proses. So die punt waar ons begin het, die regering van nasionale eenheid staan vas, die DA is deel daarvan, en nou wil ek die regering van nasionale eenheid trek na die internasionale terrein toe, want hierdie week het president Zelensky vir ons kom kuier. Dis eintlik 'n baie moeilike tyd gewees om te kom kuier, want in hierdie week is die paus ook oorlede. Ja. So almal kyk nou vir Rome, want elke leier wat sy sout werd is, wil Saterdag daar by die begrafnis gesien word. En hy wil op 'n plek wees waar die TV hom ook kan afneem, want dis waardevolle goed vir politici. Ja. Die waardige ou oom wat op 88 dood is en so meer. Nou, Zelensky kom kuier vir ons, maar hy moet ook Saterdag in Rome wees. In hierdie besoek doen Ramaphosa 'n interessante ding. Hy bel eers vir Putin voordat hy met Zelensky praat. Nou die vraag is, hoekom op aarde het hy toestemming gevra om met Putin te praat? Om by Putin toestemming gevra om met Zelensky te praat? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink hy het hom ingelig oor wat die agenda is. En die agenda is eintlik net twee goed. Hoe kry ons vrede in die Oekraïne? En wat is Suid-Afrika se verhouding met die Oekraïne op 'n handelsvlak? Wat natuurlik logies is, ons moet dit doen, want daar kom koring en daar kom kunsmis en daar kom allerlei goed uit die Oekraïne na ons toe. En net voor die gesprek met Zelensky, op die 24ste hierdie week, toe bel hy vir Donald Trump. Nou dit het almal van ons omkant gevang, want ons het gedink, Ramaphosa het nie direkte kontak met Trump nie. Nou miskien nou net ook vir die luisteraars. Dit is nie net dat Ramaphosa die telefoon optel en vir Donald Trump bel nie. Hy moet daarmee net eers kyk dat die tye oorvleuel. Jy wil nou nie die ou 2 uur in die oggend wakker bel. Maar voor jy dit kan doen, moes amptenare met mekaar gepraat het om 'n afspraak te maak om te kan bel. Hierdie goed gebeur nie so in isolasie nie. Hier het met ander woorde agter die skerms 'n klomp goed gebeur vir hom om vir Trump te bel. En hulle het, lyk my, 'n konstruktiewe gesprek gehad oor Suid-Afrika se verhouding met Amerika, wat verskriklik belangrik is. Ja. Dat die twee staatshoofde met mekaar praat. Dit moes al maande terug gebeur het. En die tweede ding, hulle het oor die Oekraïne gepraat. So Suid-Afrika, wat in 2023 'n besoek aan die Oekraïne en Rusland afgelê het nou met hierdie besoek 2 dae terug eintlik weer 'n klein rol begin vertolk in die vredesproses, wat ek dink belangrik is. Ek dink is vir ons belangrik, want dit gee so bietjie meer kredietwaardigheid aan ons rol in die G20, wat tot nou toe 'n baie dowwe glans gehad het, vanweë Trump wat gesê het, hy weet nie of hy Suid-Afrika toe wil kom, as ons so baie probleme het nie. Daar is 'n klein bietjie vordering. Vir ons as mense wat belangstel in landbou, is die heel belangrikste. Die deure is nou oopgemaak vir 'n gesprek tussen ons en Amerika oor tariewe. Ons moet aanvaar dat AGOA het verval. Ons gaan nie weer deel wees daarvan nie, met die Amerikaanse heffings en tariewe. Maar minister Parkstel is vandag in gesprek
Vrydag met die Amerikaanse handels afvaardiging. Dis goeie nuus. Ja, ek dink dit is baie goeie nuus, Ja. sodat ons weer net op dreef kan kom, veral vir mense in die Weskaap, wat baie blootgestel is aan die 10% tariewe wat nou skielik bo op hulle produkte gelaai Ja, word. ja. So waar ons in die begin van hierdie week eintlik onseker was oor die regering van nasionale eenheid oor BTW. Ons was onseker oor ons verhouding met die Amerikaners, met die Withuis. Het ons aan die einde van hierdie week ten minste 'n klein bietjie meer sekerheid. Dinge is aan die gang. Ja. Ons is van albei kante af. Plaaslik sien ons bietjie meer sekerheid. Dit skep vir ons natuurlik bietjie positiewe sentiment in ons ekonomie. Internasionaal Amerika, dit klink baie goed. Ek het met Prof vir die opname gesels, baie interessant is dat hierdie tariewe en ons verhouding met Amerika dalk vir ons landbouers positief kan wees. En nie noodwendig as ons nou in die Weskaap kyk nie, maar vir die binneland, vir jou beesboere, wolboere, jou kan dit dalk 'n positiewe impak hê as ons net bietjie die geleentheid agter die krisis kan gaan raak sien. 'n Baie groot impak. Maar die impak is nie om na Amerika te kyk nie, maar is om ander markte te ontgin, want ons handel landbougewys met Amerika is klein. Is klein in terme van Suid-Afrika se uitvoere, dis baie klein in terme van Amerika se invoere. Ja. Maar die omgewing wat jy nou geskep het, is die regte omgewing om te kyk na groter uitbreiding van markte in die Midde-Ooste, groter uitbreiding van markte in China. Want dit is duidelik dat China voer nou glad nie meer beesvleis in uit Amerika nie. Dis hulle tit for tat. Op Amerikaanse 145% tariewe, nou gaan ons op ander plekke soek. Hulle voer geen soja meer in nie. Hulle voer nie neute meer in nie. En dit is natuurlik nou vir Donald Trump, en ons is nou heeltemal in die buiteland, dit het nou vir Donald Trump 'n baie groot kopseer geword, want een van sy grootste ondersteuningsbasisse in Amerika is die boere. Ja. Want hy het homself met hulle gaan assosieer in 'n groot mate van simpatie met hulle saak, maar nou kan hulle nie hulle produkte uitvoer nie. En Hulle is nou die primêre, eintlik kan ek sê negatiewe effek wat dit nou op hulle primêr op hulle het. En miskien net ook vir ons luisteraars en kykers 'n prentjie op die Amerikaanse politieke proses. Ons is gewoond aan 'n politieke proses waar wat jy ook al doen, beweeg van waarmee jy besig is, na 'n minister toe, na die kabinet toe, dan word 'n besluit geneem en dan word daar geïmplementeer. Dis maar hoe die Westminster model werk, wat ons by die Engelse geërf het en so meer. As jy in Amerika kom, lyk die politieke proses heeltemal anders. So byvoorbeeld het die president 'n totaal ander mandaat as die wetgewer. By ons het hy dieselfde mandaat. Ja. Want die ANC word verkies, as hy die meerderheidsparty is, dan kom die president uit sy geleedere uit. So die president is eintlik 'n verlengstuk van die regerende party. Wel in Amerika werk dit nie so nie. Die president se mandaat is 'n direkte mandaat. Mense stem direk vir hom. Die Republikeinse party en die Demokratiese party se mandaat in die wetgewer kom van 'n ander punt af. En daarom is die president se verhouding met mense en toegang tot die president is baie groter. Hy is baie meer sensitief oor wat die mense sê. Dis waar al hierdie meningsopnames vandaan kom en hoekom hy so sensitief is. So as die boere begin kla en sê ons is vrot van die soja, maar ons kry dit nie uitgevoer nie. Of ons kan nie ons beesvleis verkoop nie, of ons kan nie ons makadamias verkoop nie. Dan gaan hy moet reageer. Dan moet hy gaan reageer. Tegnologies is ons weer ook nie so afhanklik van die Amerikaners as wat ons dink nie. Ek dink nou maar aan trekkers as 'n voorbeeld. Ja. Die grootste hoeveelheid, en ek gaan nou maar 'n handelsnaam noem, van ons John Deere's, kom nie noodwendig uit Amerika uit, dit kom van Duitsland af. Ja. Of dit word in Brasilia mekaar gesit en hier toe verskeep. So alhoewel die bron van tegnologie in Amerika sit, is die plek waarvan ons dit invoer, is nie noodwendig Amerika nie. So ek dink, wat dit aan betref, is ons redelik, kom ek gebruik hierdie oorwerkte Engelse woord, ons is redelik okay in hierdie tariewe omgewing. Prof, ek wil nou laaste ding, want dit lyk asof ons half bietjie vredesgesprekke nou met Oekraïne het, soos wat Prof ook nou genoem het.
is ons nie besig om onsself ideaal te posisioneer in terme van om met al die lande amper meer handel te dryf nie. As daar, kom sê dit eskaleer nou, want ons weet daar's nou tussen Pakistan en India ook nou eskalasie. Ja. Maar dat ons nog steeds, omdat ons ook so ver verwyder is van die wêreld af, posisioneer onsself nie ideaal om steeds hierdie geleenthede vir landbouers te skep wêreldwyd. Dit is die essensie van ons buitelandse beleid. Ongelukkig word die uitvoering van ons buitelandse beleid, dink ek, benadeel deur die dominante party, die ANC, wat buitelandse beleid eintlik monopoliseer. Net soos wat hulle met finansies gedoen het. En ek dink uit die gebeure wat ek nou beskryf die laaste week of 2, gaan die ander lede van die regering van nasionale eenheid ook groter seggenskap kry in buitelandse beleid. Want as ons buitelandse beleid nie lyk, kyk, ons amptelike buitelandse beleid is neutraliteit. Maar ek noem dit selektiewe neutraliteit. Ons is neutraal, maar ons is eintlik aan Rusland se kant. Ons is neutraal, maar ons hou nie van Amerika nie. Ja. Wel, ons gaan daai goed moet verander. Ons gaan, as ons regtig neutraal wil wees, sodat ons kan handel dryf met almal, gaan ons moet kyk na hoe ons verhoudinge lyk, en dit maak die oproep tussen Ramaphosa en Trump, wat op die 24ste plaasgevind het, 'n kritiese faktor in hierdie hele proses. Wanneer sal ons presies weet wat daar uitgekom het, Rolf? Nee, ek dink nie ons gaan ooit presies weet nie, maar gelukkig lek inligting uit Washington soos 'n gieter. So ons sal waarskynlik, ons wag almal vir 'n Twitter of 'n X of 'n Truth Social van Donald Trump. Ons het nou reeds van Ramaphosa 'n boodskap gekry op die sosiale media dat hulle gepraat het, maar Trump het nog nie gereageer nie. So ons behoort so oor die naweek, en ons moet onthou dat hierdie ouens waaroor ons nou gepraat het, Putin, Zelensky, Trump en Ramaphosa, gaan mekaar waarskynlik almal môre by die begrafnis in Rome sien. So hulle kry eintlik 'n tweede kans om te praat. Dit gaan natuurlik omvangryk wees. Daar gaan baie leiers wees, maar hierdie begrafnisse is baie keer netwerkgeleenthede, al is dit 'n tragiese gebeure. Sjoe, nee, baie interessant, Prof. Baie dankie. Ja, dit is baie interessant, en ek dink goeie nuus met die BTW wat nie verhoog is nie. Ek dink dit skep sekerheid, en ek dink oor die algemeen het ons relatief met die onsekerheid toe die stof so bietjie gaan lê, het ons positiewe nuus eintlik vir ons ekonomie gekry en vir ons landbouers daar buite. So baie dankie vir Prof se insigte ook, en ja, skakel dan volgende week weer in. Ons gaan verseker die nuutste nuus ook dan weer met julle deel. Ja, en so baie dankie vir Prof se insigte. Plesier. Okay.